Vader, baie dankie. Dankie Abba dat ons net voor U kan kom vanoggend, Here, in die almagtige naam van Jesus Christus. Dankie Heilige Gees. Jy is so welkom om te kom bedien vanoggend. Jy is so welkom om van stoel na stoel, persoon na persoon, Here, te beweeg vanoggend. En Here, elkeen te kom bedien vanoggend. Net daar, Here, net daar. Waar hulle in hulle verhouding tot U is, Abba Vader. Dankie, Here, dat ons in en deur U naam, Here, die autoriteit het, Here, om op slange en skorpioene te trap. Dat ons die autoriteit het, Here, om demone uit te dryf, Here. Dat ons die autoriteit het, Here, om hande op die siekes te lê, Here, en te genees, Abba Vader. Om die dooies op te wek, Here. Dit is die autoriteit, Here, wat ons het in en deur die naam van Jesus Christus. En daardie naam, Here, verklaar ons vanoggend oor Nuwe Lewe Familiekerk. Ons verklaar die naam van Jesus oor Nuwe Lewe Familiekerk. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat U woord skerper is, my God, as 'n tweesnydende swaard. Here, dit bring skeiding tussen siel en tussen gees. Dit ontbloot die bedoelings en gedagtes van ons harte, Here. Tussen murg en been, Here, bring dit skeiding. En die woord, my God, kom nooit leeg terug nie. Dit sal doen presies, my God, dit waarvoor U dit gestuur het en dit waarvoor U dit bestem het, Abba Vader. Ja, Here, soos vanoggend gehoor het, Abba Vader, weet ons, my God, dat U tydsberekening is perfek. Here, dit is nie altyd wanneer ons wil dat daar 'n deurbraak moet kom nie. Wanneer ons wil, Here, dat daar iets moet gebeur, wanneer ons wil, Here, dat daar iets moet plaasvind, dat op moet skuif of iemand se lewe moet verander nie. Nee, Here, dit is in U perfekte wil, my God. En ek bid vanoggend, Here, dat elkeen van ons, Here, sal intune, my God, in U perfekte tydsberekening, Here. Dat ons sal wagtend wees op U antwoord, Here, op U deurbraak, Here. Al vat dit hoe lank, Here. Ja, Here, partymal raak ons mismoedig, partymal raak ons moedeloos, Here. Maar Vader, as jy deur daai moedelose tyd kom, Here, en die deurbraak kom en jy sien, Here, maar dit was perfek, Here, die tydsberekening was perfek, dan weet jy hoekom jy moes wag. Dan weet jy en jy besef jy, hoekom moes ek so lank wag vir hierdie deurbraak. En dankie daarvoor, Here, dankie dat ons ten alle tye, my God, op U kan vertrou. Vader, ek onderwerp my aan U leiding vanoggend. Ek onderwerp my onder die Heilige Gees vanoggend. En ek pleit die bloed van Jesus oor Nuwe Lewe Familiekerk, Abba Vader. Vader, elke plek, Here, waar mense die woord bring vanoggend, Vader, het sy dit 'n ledepreker is, het sy dit 'n dominee is, Vader, maak nie saak wie dit is nie, Here. Maar daar waar die waarheid vanoggend verkondig word, Here, die waarheid soos dit opgeskryf staan in die woord, Vader, waar dit nie verdraai word, Here, om mense te beïnvloed nie, Here, waar dit nie verdraai word, Here, vir eie gewin nie, Here. Bid ek vanoggend dat U seën, my God, sal rus op dit, Vader. Dat U seën sal rus op daardie woord, Vader. Here, dat mense se lewens sal verander vanoggend, Here, as gevolg van U woord, Here, die krag in U woord, Here. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons geloof en ons vertroue en ons hele lewe kan plaas in U hand, Here, en kan weet U weet die beste. Ons loof en ons prys U, Vader, en ons eer U kosbare naam. En ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Terwyl ons nou daar staan in worship, herinner die Here my aan 2018 was ons in Thailand en ons het die van julle wat in Thailand ken, daar's sulke eilandjies. So jy gaan van die een eiland in 'n ferry oor na die ander eiland. So oral is daar kerkies, klein gemeentetjies. En ons is by die een eiland en ek moes gaan bedien by die ander eiland. En vandat ek van die vliegtuig afgeklim het, sit ek met
amper soos wat ek nou sit, met 'n bors. Ek kan skaars praat, want oral waar jy inklim in 'n taxi, want dit is mos nou bedompig daar, so elke kar wat jy inklim, elke taxi wat jy inklim, is die aircon vol aan. So, ek het later so met 'n doek oor my mond, want ek kon nie meer daai koue lug inasem, en hoe meer ek het inasem, hoe meer wil ek hoes, en hoe meer kan ek nie praat nie, en, maar ek moes gaan bedien, ek dink dit was die Sondagoggend, op die een eiland, maar ek is siek man, en Ilse sê nog, man, moet sy nie gaan nie, ek sê nee, ek is fine, ek weet, die Here, ek moet die boodskap gaan afgee daar, en op pad soontoe op die ferry, dis omtrent so 2 ure ferry rit na die ander kant toe, en ek weet daar's 'n boodskap wat moet afgegee word, en voor ek begin, weet ek nog vir 'n feit, het ek nog gesit met 'n bors, en wil kort net hoes as ek praat, en al daai tipe van dinge, en so getrou soos die Here is, toe ek daar klaar is, toe weet ek nie van 'n verkoue nie, ek weet nie van 'n bronkietis nie, ek weet van niks. Maar die boodskap wat ek moes gegee, daar was 'n ou gewees, ek dink hy was van Australië af, en so 'n internasionale kerk, en hy was van Australië, en hy was so, die Here het hom so kom aanraak in daai boodskap, en hy het so waardering gehad vir dit wat in die boodskap gestaan het, wat uitgekom het na hom toe, dat ek weet, dit was spesifiek vir hom gewees. So baie maal gebeur daar dinge in 'n ou se lewe, het sy dit nou siekte is, of is dit nou soos verkoue of ander siekte, het sy dit nou is, iets gebeur, dat keer dat jy op 'n sekere plek, op 'n sekere tyd moet wees, wat wil verhoed, dat die boodskap uitgaan na die regte persoon toe. En ons weet, dis die werk van die vyand. En partymal moet 'n mens maar net deurdruk, en ten spyte van ongemak, ten spyte van 'n neus, en 'n keel, en al daai tipe van dinge, nog steeds die boodskap oordra, dit wat die Here op jou hart lê. Want iemand het nodig om dit te hoor. Iemand het nodig om net te weet dat die Here, soos Janine nou gesê het, dat die Here se tyd is perfek. Want as ek nou gesê het, ek het gevra, sê Peri, ek dink nie ek gaan reg wees Sondag nie. En maar gister voel ek al klaar beter. So partymal is daar net 'n boodskap wat jy moet gee. En al klink dit vir jou partymal so eenvoudig. Al is dit net deel van jou getuienis wat jy gee. Daai getuienis breek vir 'n ander ou die mure af. Jou getuienis breek die kettinge van 'n ou af. Jou getuienis wat jy met iemand deel op 'n hoe simpel manier ook al. Dit bring vir iemand anders 'n deurbraak in sy lewe. So partymal moet 'n ou maar die ongemak verduur, alles tot eer van die Here, né? Om sy naam groot te maak. So dis wat die Here my aan herinner nou terwyl ons staan in worship het, van daai, want jy sê, ek het daar in daai hotelkamertjie gelê, soos 'n hoopie, eintlik maar net gelê en slaap en probeer om die ding af te slaap, maar niks wou gewerk het nie. Maar ek sê nou vir julle, die Here het my kom genees in daai diens. Toe klaar is daar, toe weet ek nie van 'n verkoue nie, ek weet nie van 'n bors nie, ek weet nie van niks nie. So ek sê vir die Here nog ewig dankbaar daarvoor. Vanoggend se boodskapie, die tema is jy werklik gelukkig is. Ek gaan net maar vir ons opsit daar in Matteus 5 van vers 3 af. Dit vorm 'n deel van die bergrede van Jesus. En ja, ek het in 2015 was ek bevoorreg gewees om daar waar Jesus die bergrede gelewer het, ook daar te staan. En dit is nogal iets om te aanskou. Dit is niks dramaties nie, maar dit is net die feit dat daar oor die 5000 plus mense was en almal die boodskap kon hoor. Beteken dat dit belangrik was dat almal dit moes hoor. En hoe die klank daar trek, is eintlik maar net 'n
'n wonder van God self, né? Hoe die klank, maak nie saak van watter kant af jy praat nie, jy kan daar deur onder wees, dit is so halwe vallei wat afloop. Jy kan daar deur onder fluister, en die ou wat bo sit kan presies elke woord hoor wat jy sê. So dis maar net hoe uniek dit daar is, en ek dink dis presies hoekom Jesus daardie plek gekies het. So Matteus 5 vers 3 tot 11, gaan ons lees. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, vers 12, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek kan maar die eerste skermpie, slaaitjie vir ons opsit, Gerard. Ek het, ons gaan nou so deur elkene gaan, daar so 5 hoofies. Die een is die seëning, ek weet nie of kan julle almal dan lees daar. Is dit baie klein, maar sê ons is 'n paar groot glasies met uitdeel. Een is die seëning, die eerste kolommetjie, is die seëning, dit wat ons nou gelees het. Die tweede blokkie daarso is waar koppel dit aan die Ou Testament. Baie mense, partymal glo dat die Ou Testament dit glad nie van toepassing nou in hierdie tyd wat ons leef nie, wat ek dink glad nie waar is nie. Die Ou Testament is nog net so relevant vandag, as die dag toe hulle dit geskryf het. En dan die derde kolom, die middelste kolom is botsende wêreldse waardes. So waar dit bots met waar ons vandag staan, teenoor dit wat Jesus vir ons kom sê het. En die vierde enetjie is God se beloning, en dan die 5de blokkie is hoe om die gesindheid aan te leer. So, almal is dieselfde volgorde, so ek gaan ons so een vir een, gaan ons dit so deurgaan. So die eerste enetjie is afhanklikheid van God. So waar koppel dit aan die Ou Testament? As ons gaan lees in Jesaja 57 vers 15. So sê hy wat hoog en verhewe is. Hy wat ewig leef en wie se naam die heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek, en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. So waar staan afhanklikheid van God in vandag se waardes? 2 gevaarlike goedjies is hoogmoed en onafhanklikheid, né? Hoogmoed is ons weet wat gebeur het as gevolg van hoogmoed, dat Lucifer uitgeskop is uit die hemel uit, né? Omdat hy soos God wou wees. En baie maal onwetend val ons in daai hoogmoed trap, né? Dat ons dink dat ons sonder God iets kan doen of kan regkry. Maar eintlik is ons so afhanklik van die Here dat ons nie anders kan
as om die heeltyd op hom te kan staatmaak nie. Net so met onafhanklikheid, partymal dink ons is so onafhanklik van alles en almal, dat ons nie God in ons lewe nodig het nie. So, wat is God se beloning as gevolg van afhanklikheid van hom? Volgens vers 3, die koninkryk van die hemel is jou erfenis, né? Die koninkryk van die hemel. So hoe leer ons daai gesindheid aan? Jakobus 4 vers 7 tot 10 sê vir ons presies wat ons moet doen. Vanaf vers 7, onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle al wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Baie maal dink 'n ou as jy so in nederigheid voor die Here gaan dat of God dit nie raak sien nie, of dit beteken niks nie, of dat jy minderwaardig bly, maar dis nie wat die Here vir ons kom sê daar nie. Dis as ons in nederigheid na hom toe gaan, as jy in totale afhanklikheid van God voor hom kom en sê, Here, ek kan nie meer die ding alleen doen nie, dan sal God jou verhoog. Hy sal vir jou op daai trappie vorentoe sit, né? So hy sal die deurbraak vir jou bring. Weer ene, so geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word, né? So die treurendes. So waar koppel dit aan die Ou Testament? En hierdie is die teksvers wat die Here vir my kom roep het in 2011. Ek het net al getuig hierso met 'n donderende stem in my kop in die oggendure. Jesaja 61 vers 1 tot 2. Die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur en vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. So wat se botsende wêreldse waardes het hierdie as ons deel van die treurendes is? Ons val in die trap om geluk na te jaag ten alle koste, né? Maak nie saak of jy op mense se gevoelens trap nie, maak nie saak of jy verkeerde goed doen nie, solank jy net geluk kry, né? Solank jy net gelukkig is en nie hoef te treur nie. So God se beloning is troos. God kom troos vir ons, 2 Korintiërs 1 vers 4. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Ek ervaar maar, dis maar net waar jou getuienis inkom, né? Daar waar God vir jou 'n deurbraak gebring het, is net so belangrik vir 'n ander ou. Jy weet nooit wanneer jy jou getuienis deel, het daardie persoon dit ook nodig nie. Jy weet nie of jou getuienis iemand anders die lig gaan aansit nie, né? Iets waarmee hy geworstel het, iets waarmee hy mee gesukkel het, wat hy voor die Here gesit het, en nou ervaar jy maar, of jy weet jy moet iets sê, of jy weet jy moet vir hom iets doen, of wat ook al, maar nou jy terug. Want of jy is te skaam, of is ongehoorsaam, die Here het al 'n paar keer vir jou kom sê, en nog steeds doen jy dit nie, dan is dit maar net ongehoorsaamheid, nee.
gehoorsaamheid aan dit wat die Heilige Gees op jou hart kom druk, vir daardie persoon. En hoe leer ons hierdie gesindheid aan? Selfde wat ek nou gelees het van Jakobus 4 vers 7, maar ook deur sondebelydenis. Ek gaan nie die hele Psalm 51 lees nie. En die hele Psalm 51 gaan maar oor berou van ons sonde voor die Here, né? Veral vir 'n nuwe bekeerling is dit 'n goeie Psalm om te lees, waar jy letterlik die Here smeek om jou te kom skoon was, al die sondes kom weg was, witter as sneeu, né? So, dit is daardie enetjie. Dan die derde ene, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. So waar koppel dit in die Ou Testament? Waar is die, gewoonlik as iemand sagmoedig is, nee, dan sien ons hom eintlik, is ek reg, dat hy is 'n tipe van 'n swakkeling, is ek reg? Dis maar hoe die wêreld iemand wat sagmoedig is sien. Dis iemand waarop jy kan trap. Dis iemand wat jy kan verneek. Dis iemand wat nie eintlik iets gaan doen as jy hom te nakom nie, daai tipe van ding, nee. So, wat sê Psalm 37 vir ons, vers 5 tot 11, sê, laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek, soos die son. Jou reg voor die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou. En jou nie ontstel oor die spoedige lewe van 'n skelm nie. Nie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie, dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie. Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. Partymal kan ons nie verstaan, as kinders van die Here, dat die goddelose so vooruit gaan nie, nee. Die mense wat nie die Here dien nie, die mense wat om elke hoek kan draai, nee, wat mense, hulle knoei, of hulle doen goed onder duims om vooruit te gaan in die lewe, en niks gebeur nie, hulle gaan net aan, hulle floreer net, nee. Maar wanneer dit kom by ons as kinders van die Here, elke ding is 'n battle. Elke ding want jy probeer die regte ding doen in die oë van die Here. Jy probeer eerlik wees in die oë van die Here, nee, om met alles wat jy doen. En dan kan 'n ou nie altyd verstaan nie, maar hierso kom sê die Here vir ons, moet jy nie bekommer daaroor nie. Want daar sal 'n tyd kom waar hulle net nie gaan meer wees nie, nee, hulle gaan nie meer daar wees nie. So, hou vas aan daai. So wat se botsende wêreldse waardes is daar vir die sagmoediges, wat lynreg in teen staan met ons goddelike waardes? Dis om mag te hê, né? Mag oor alles, en selfhandhawing. Dis eintlik ook maar net om op jou eie oor die weg te kan kom. En die God se belofte vir ons daar is dat ons die nuwe aarde sal ontvang. En hoe leer ons hierdie gesindheid aan om sagmoedig te wees? Dis waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek kan nou vir julle sê, daar is niks wat daai teksversie bied, as jy dit toepas, né? Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Wanneer jy oorlaai is en jy is belas,
en dit voel vir jou of die wêreld op jou skouers kom lê het, né? Gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here, vertrou. Dus Jesus sê, ek is sagmoedig en nederig. En sy juk en sy las is sag en dit is lig. Vers 6. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. So waar koppel dit aan die Ou Testament? Jesaja 11 vers 5. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. So waar bots dit met wêreldse waardes wat as algemeen aanvaar word vandag? Dis waar dit kom by die najaag van persoonlike bevrediging, né? En so gesê het partymal jaag ons dit so na dat ons ander mense te nakom, né? Ons jaag dit so na dat ons nie 'n saak het of ons oor iemand se lewe trap, iemand se gemoed trap, iemand te nakom partymal of enigiets in daai lyn nie. Solank ons nie voordeel trek daaruit. Okay. God se beloning in hierdie deur hierdie seëning is volkome tevredenheid, né? En hoe leer ons hierdie gesindheid aan? Filippense 3 vers 7 tot 11 sê die volgende: Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Hoeveel waarde heg jy nog aan besittings? Nee. Dis presies daai eerste vers 7. Hoeveel waarde heg ons aan besittings? Hoe raak ons partymal, hoe kan ek sê, mismoedig, né? Oor iets wat wegraak of breek of nie meer daar is nie of vernietig is of iets in daai lyn, né? Oor 'n besitting. Die Here sê vir ons, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as werklik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. So alles kom maar met jou verhouding met Christus. Wanneer jy regtig waar committed is, dan gaan hierdie aardse dinge gaan nie meer vir jou soveel sin maak nie. Ek het, voor ek die Here geken het, ons het hier gebly in Kuilsrivier, en een Saterdagoggend staan ek op, my karretjie het buitekant gestaan, so golfie, al 4 bande stukkend gesteek, né? Al 4 bande. Ek ontplof, né? Al 4 bande, waar gaan mens nou heen? Jy het nie behoorlik geld nie. Hoe vervang 'n mens nou hierdie 4 bande? In elk geval, begin so 'n bietjie navraag doen aan die omgewing, toe kom ons agter, maar die mannetjies het sommer so deur die buurt geloop, en elke kar wat buitekant gestaan het, het hulle al die bande stukkend gesteek, nie? So daar was 'n hele paar mense, van hulle het nog nie eens wakker geword nie, om te besef dat hulle kar se bande stukkend is nie. So kom ons agter, maar die een polisieman wat so op die hoek gebly het, hy weet hoe wie die skurminkels is, né? En gaan toe na hom toe, gaan toe na die ouetjie toe, toe sit hy, dink hy was 14, 15 jaar oud. In elk geval, maar ek konder vir hom daar, sommer daar met by sy ma, en ek dreig vir hom, né? Ek dreig vir haar, dat hulle my bande
vandag, nee, soos in daai dag, sal vervang. En dit het toe gebeur. Maar dit wys jou net hoe sonder om te dink eers, heg 'n mens soveel waarde aan 'n item, nee, aan 'n materiële ding, dat jou redelike denke gaan by die agterdeur uit. Jy kan nie normaal dink oor wat se volgende aksie is nie, maar ek het soos 'n gekook van die woede, nee. Want dis elke kar wat ons het, en nou sit jy nog met sonder bande, en die ouetjie bly net hier in die straat op. Ek weet nie wat hulle besiel het nie, maar gelukkig was ek een van die eerstes wat toe by hom uitgekom het, wat my bande kon kry, want ek weet nie of die ander reg gekom het, I don't know and I don't care. So ek het nie geweet of hulle dit toe reg gekry het nie. Maar ek het behoorlik vir hom gas gegee. Maar dit wys jy net, ou kan, partymal wanneer dit kom by materiële goed, dan kan jou redelike denke, dan weg 'n mens soveel waarde daaraan, dat jy kan nie dink dat daar iets meer waardevol kan wees, as hierdie materiële ding wat jy gaan verloor nie, of wat nou stikkend is, of wat nou gesteel is nie, nee. Maar is ons verhouding met Jesus nie baie meer belangriker as dit? Is ons verhouding met Jesus nie baie meer kosbaarder as dit nie, as enige materiële goed? So dit maak nie saak wat die vyand jou kant toe slinger nie. As jou verhouding met Christus nog steeds kan vasstaan, jou liefde vir Christus steeds kan vasstaan, dan het jy gewen op die ou end van die dag. Vers 7. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. So waar koppel dit in die Ou Testament? Psalm 41 vers 2. Dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke. Die Here sal hom red op die dag van nood. Waar bots dit met die wêreldse standaarde vandag? Dit is wanneer ons harteloos raak, né? Harteloos raak teenoor die ou in die straat of by die robot. Harteloos raak teenoor iemand wat deur moeilike tyd gaan. Harteloos raak deur iemand wat miskien 'n verlies gelei het. So sodra jy op daai bootjie klim, né, op die hartelose bootjie, dan begin jy aan die wêreldse kant te raak, né. Waar Jesus vir ons sê dat ons moet barmhartig wees teenoor die swakke, teenoor die wat swaar kry, teenoor die wat deur 'n moeilike tyd gaan, né. So God se beloning vir ons is genade. En hoe leer ons hierdie gesindheid aan? Efesiërs 5 vers 1 tot 2. Sê die volgende: omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Ek gaan gou weer die lees. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Ons manier om vir die Here eer te bring is net omdat hy vir ons liefhet. Omdat God vir ons liefhet. Nie omdat ons vir God liefhet nie. Nee. Want ons liefde is partymal voorwaardelik, nee. Partymal as iets gebeur, nee, maar die Here kom nou nie vir my deur nie. Ek sê nou sommer hierdie Christenskap ding af, nee. Kan nie meer langer hiermee deel nie, nee. So ons liefde is partymal voorwaardelik. Maar God se liefde is onvoorwaardelik. Ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons flip-flop, nee, waar ons partymal die Here dien met 'n passie en weer wegval. Die Here dien met 'n passie en weer wegval. Ten spyte daarvan is God se liefde onvoorwaardelik vir ons, nee. En ons het net maar gesing daarvan. God het ons so lief dat hy sy enigste gebore seun gestuur het.
omdat hy vir ons lief is, omdat hy nie wil hê dat ons moet verlore gaan nie, het hy vir ons Jesus gestuur as 'n offergawe wat vir hom aanneemlik is, nie? Vers 8, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So die seëning hierso is 'n rein hart, né? Rein harte. Waar koppel dit aan die Ou Testament? Psalm 24. Ons almal ken hierdie teksvers. Wie sal die berg van die Here opgaan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang. So wat se botsende waardes het ons vandag in die lewe? Ek dink is 'n feit, as ons kyk daarso, bedrog het amper so aanvaarbaar geword, né? Ek praat nou hier van bo af, né? Hier van die politici af ondertoe, dat dit is hoe mense, as hulle amper nie bedrog kan pleeg, dan kan hulle nie voortgaan met hulle werk nie, né? Dis asof hulle geen berou het oor enige iemand wat nagekom word as gevolg van sy dade nie. En dis die wêreldse standaarde wat ons mee tot hoe sê mens nou, wat ons teenstaan, hè? So jy, as 'n kind van die Here, jy wil graag God se seën ontvang. Jy moet 'n rein hart hê, wanneer dit kom by besigheid, wanneer dit kom by transaksies. Ek dink selfs as 'n kassier vir jou miskien te veel kleingeld gee, of iets nie opgelei het nie, en jy weet dit is daar, en niks sê nie, né? Dis ook maar 'n mate van bedrog. Want jy weet, jy daai pakkie chocolates, né, ingesit, en maar sy het dit nie opgelei nie. Sê, yes, hier skoor ek 'n chocolate vandag, né? Maar is dit reg? Nee, dit is nie reg nie, né? Dit is reg as jy 'n rein hart het, en jy gaan en jy sê, maar luister, dit het jy nie opgelei nie, né? Dit is die regte ding om te doen. En partymal is dit moeilik, né? Partymal is dit moeilik. Maar ons moet dit maar doen as kinders van die Here. Ja, so bedrog is aanvaarbaar solank jy nie uitgevang word nie. Solank jy nie uitgevang word nie. Dis die wêreldse standaarde daar buitekant, né? Wat baie van die mense deesdae mee loop. So God se beloning vir reine hart is dat jy God sal sien. Hoe leer ons hierdie gesindheid aan? 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds Hallo. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So waar koppel dit aan die Ou Testament? Jesaja 57, vers 18 en 19. Ek het gesien wat met hom gebeur, en ek sal hom genees. Die van hom wat treur, sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is. Vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. So die botsende wêreldse waardes is waar ons eie vrede najag sonder om in ag te slaan die chaos wat in die wêreld aangaan, né? Partymal is ons so gefokus op ons eie dinge, né? Ons eie battles wat ons beklei, dat ons nie omgee hoe dit gaan met die dinge in die wêreld nie.
So hoe leer ons, wat is God se beloning as jy geseënd is as 'n vredemaker? Hulle sal kinders van God genoem word. En hoe leer ons hierdie gesindheid aan? Romeine 12 vers 9 tot 12. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Laaste enetjie, vers 10. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. So, wat se seëning is daar vir ons? Is getrouheid. Waar koppel dit aan die Ou Testament? Jesaja 53 vers 12. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. So wat is die teenoorgestelde of die wêreldse standaarde teen van getrouheid? Dit is wanneer ons nie verbintenisse nakom nie, né? God se beloning vir getrouheid is dat jy sal die koninkryk van die hemel ontvang. En hoe leer ons hierdie gesindheid aan? 2 Timoteus 3 vers 12. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Baie maal dink ons dat hoekom ek het nou my hart vir die Here gegee en soos baie daar is mos van die prosperity teachers of die goodwill teachers, né, wat sê man, gee jou hart vir die Here, alles gaan honkie-dorie wees, alles gaan goed gaan, daar gaan geen probleme wees nie. Moenie worry nie, doen net jou ding, alles sal uitwerk, alles sal net goed gaan. Dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie, nee. Juis omdat jy 'n keuse gemaak het vir Christus, gaan jy net soos Jesus Christus vervolg is, onskuldiglik, net so is die kans goed dat jy ook daardeur sal gaan, nee. Dit gebeur nie met almal nie, dit gebeur met sommiges, en partymal weet jy vir 'n feit, maar daardie persoon is onskuldig, maar almal om hom, nee, omdat hulle nie kinders van die Here is nie, beskuldig hom van sekere goed. En dit is wat die Bybel van praat. Op een of ander stadium in jou lewe gaan jy daardeur gaan. Ek is al daardeur. Ek dink baie van ons is al onskuldiglik, miskien beskuldig van goed. Waar jy vir 'n feit weet, maar Here, ek weet nie eens waarvan die mense praat nie. Nee. Maar hulle wil 'n labeltjie om jou kom sit. Nee. Maar omdat Jesus self daardeur gegaan het, kan ons nie verwag dat ons nie daardeur gaan gaan nie, nee. So met hierdie, ek gaan afsluit met hierdie bergrede, het Jesus presies vir ons kom wys watter eienskappe ons as kinders van die Here, nee, eintlik moet tentoonstel vir die wêreld daar buite. Ten spyte van wat die wêreld vir ons na ons kant toe gooi, nee, moet jy nog steeds kan vas staan op daai eienskappe. Die een na die ander, soos dit nou deurgegaan het. En mense wat hierdie eienskappe het, of uitleef, sê die Bybel vir ons, is geseënd. Want God het 'n baie spesiale beloning, né, vir wanneer ons in gehoorsaamheid daardie eienskappe openbaar. So elkeen van hierdie seëninge staan natuurlik lynreg teenoor die waardes wat vandag as algemeen reg aanvaar word in die wêreld. En dit is maar die hele tyd ons oorlog wat ons beklei, né?
Die wêreld het 'n sekere waardesisteem wat hulle voel reg is, maar wat heeltemal weg is van God, van die Bybelse waardes, goddelike waardes. Maar sodra jy opstaan teen dit, né? Sodra jy jou opinie wil lig daaroor, dan is jy die skuldige een, né? So dit is die waardes van die wêreld wat ons teenstaan elke dag. Jesus noem ook dat ons teenkanting sal ervaar wanneer ons hierdie eienskappe wil aanleer en wil uitleef. So wanneer jy wil sagmoedig wees teenoor iemand, of wanneer jy wil hulpvaardig wees of barmhartig wil wees teenoor iemand, né? Om vir iemand uit die pad uit te gaan, sodat jy miskien 'n verskil in sy lewe kan maak, dan gaan jy teenkanting ervaar. Jy gaan gekastei word daaroor. So as ons strewe om soos Jesus te wees, dan sal hierdie seëninge elke dag, dit gaan nie net vir ons 'n maatstaf wees nie, dit gaan nie net vir ons 'n regwysing wees nie, maar dit gaan ook vir ons 'n aanmoediging wees, nie? Want Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld kom stel, van wat dit is en hoe dit is wat ons moet lewe daar buite in die wêreld. En dit, soos ek sê, dit staan lynreg baie maal met die dinge wat die wêreld die hele tyd na jou kant toe gooi, maar ons kyk na Jesus. Ons as kinders van die Here kyk na Jesus, né? Hy was vir ons die voorbeeld. En dis hoekom hy by die bergrede vir ons een vir een, né, kom wys het wat se seën daar is wanneer ons in gehoorsaamheid stap en die eienskappe probeer uitleef, né, of in, hoe sê mens, uitoefen, daar waar jy werk, waar jy bly, waar jy winkel toe gaan of waar ook al, né? En baie maal faal ons, ek is een van die grootes, né? Baie maal faal ons groot in dit wat die Here vir ons kom sê. Jy moet dit op 'n sekere manier doen, anders gaan jy pak slaag kry. Nee. Maar ja, kom ons vertrou, as daar een van hierdie eienskappe is wat jy miskien nog mee worstel, bring dit voor die Here, né? In nederigheid voor die Here. En vertrou dat hy op die regte tyd, die regte plek, iemand oor jou pad sal bring waarmee jy dit kan uitoefen, né? Om 'n verskil in iemand se lewe te maak. So Vader, ons kom voor die Here in die naam van Jesus. Vader, baie dankie. Dankie Jesus dat U vir ons die voorbeeld kom stel het, my God. En wat dit is, Here, om karaktereienskappe te hê, my God, wat geseënd is. Ek bid vandag, Here, dat elke ene van ons, Here, my inkluis, Abba Vader, Here, dat wanneer ons met mense te doen het, wanneer ons in onsself in omstandighede bevind, Vader, Here, dat ons hierdie goddelike eienskappe, Here, behalwe die vrug van die Gees, dat ons ook hierdie goddelike eienskappe, Jesus, hierdie goddelike eienskappe wat U vir ons kom uitstipuleer het, in ons lewens kan toepas, dit kan toepas in ander mense se lewens, Here, kan sien hoe U deurbreek, Here, vir iemand wat dit werklik nodig het, my God. Dat ons U kan vertrou, Here, dat ons nie kan staat maak of sal staat maak, Here, op die wêreldse standaarde nie, Here, want die wêreldse standaarde, my God, is gevlol. Die wêreldse standaarde, Here, is nie in lyn, my God, met U nie. Die wêreldse standaarde, Here, staan lynreg, Here, teenoor dit wat U vir ons kom sê in U woord. En baie maal, Vader, moet ons maar hard op ons tande kners, Vader, om nie te fouteer nie, Here, maar om vas te staan in ons verhouding met U, Here, ten spyte van al die teenslae, Here, ten spyte van die terugslae, Here, ten spyte van die verliese wat ons miskien ervaar in ons lewens, Here. Mag U naam, Here, verheerlik word, Vader, waar elkeen van ons gaan in hierdie week, Vader. Mag U naam verheerlik word, Vader, deur goddelike eienskappe, Here, wat mense sal raak sien, wanneer hulle kyk na ons, Vader, en sien, maar daar is iets anders in jou, as in die res van die wêreld. Mag U naam verheerlik word, Vader, mag U koninkryk kom
op hierdie aarde, Here, daar waar ons onsself bevind in hierdie week. Here, ons loof en ons prys U, Here. Ons sê vir U dankie vir die woord en die krag in die woord, Vader. Ek bid, Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees op elkeen van hierdie boodskappe, Vader. En dat U naam, Here, ten alle tye hoog en verheerlik sal word, Vader, daar waar ons onsself bevind, Vader. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.